Die son het begin opkom agter die hoë dennebome, maar die eerste ligstraal kon die vrees in die donker woud skaars verdryf. Leo en Mia was verlore en alleen tussen die digte skaduwees. Toe daar skielik 'n geweldige gedreun in die bosse kom. Barnaby die beer het met 'n magtige teenwoordigheid tevoorskyn gekom en die gevare van die wildernis op die vlug laat staan. Nadat die gevaar verby was, het Barnaby rustig daar gaan staan en waaksaam oor hulle gekyk. Hy het vir die kinders vertel dat die Bybel ons leer dat God die skepper is wat met groot liefde en deernis oor die hele wêreld waak. Hy sorg vir mense en diere deur vir almal kos en beskerming te gee. Soms stuur God selfs diere soos dolfyne en visse as helpers om mense op wonderlike maniere te ondersteun. So stuur hy ook vir my om julle te red, het hy bygevoeg. Ai, is dit hulle? Jy het weer mense kinders gekry. Waarvoor die Vader jou stuur het om te soek. En weet jy, as die Vader sy gees nie so baie omgegee het in my gelei het, het hierdie donker woud hulle van dag vir altyd skeel. Hallo. Nou goed, klinkies, maar omdat julle nou net so baie verdwaal het, wil ek julle iets leer, sodat julle hart en julle siel nooit weer die pad sal byster raak nie. Ons het net vir pappa en mamma gesoek. Ons het nie Aspres verdwaal nie. Wat ons glo, noem ons die geloofsbelijdenis. Dit is soos 'n geheime kaart wat vir jou wys waar om te loop in die lewe. En die heel eerste en die belangrikste stap op die kaart is dit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Maar Barnaby, hoe kan 'n persoon alles skep? Die bome, die bye en selfs die sterre. Dis 'n groot geheim, klein Mia. Kyk so daarna. God is die een wat alles gemaak het. Sien jy hoe veilig jy by Barnaby voel? God sorg nog beter vir sy wêreld. Hy het al die krag in die heelal, maar hy is ook soos 'n pa wat elke dag vir sy kinders sorg. Okay, cool, so ek snap heeltemal die Vader deel. Maar wag, wat van Jesus? Hoekom sê die belydenis hy het gelei onder daai ou Pontius Pilatus? Wie was hy eers? En wat het hy gedoen? Dit klink regtig skrikkerig en lelik. Dit was 'n moeilike tyd. Jesus Christus is God se enige gebore seun. Maar hy het 'n mens geword om naby aan ons te wees. Is dit hoekom ons sê, ek glo God het na die aarde toe gekom? Presies, Mia. Dit word die menswording genoem. God het nie ver weg in die wolke gebly nie.
Hy het op die stowwerige grond geloop, net soos ons nou hier in die woud. Hy het gelei en gesterf sodat ons vergewe kan word vir ons foute. Die beste deel, op die derde dag, het hy weer opgestaan uit die dood. Hy het die dood self oorwin. En Jesus het ook opgevaar na die hemel, waar hy nou by sy Vader is. Wag, daar's nog een persoon wat hulle noem die Heilige Gees. Wie op aarde is dit? Is hy soos 'n regte spook? Kan 'n mens hom sien? Gaan hy my laat skrik? Nee, spook nie. Klein leeu. Die Heilige Gees is die gewer van lewe. Dink aan die Gees as God. 'n sagte wind wat deur hierdie bome waai in die bos. Wanneer ons alleen voel, is dit hoe God in ons harte teenwoordig bly. Ons noem dit die drie-eenheid. Een God, maar 3 persone. Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is soos water wat vloeibaar kan wees. Harde ys of stygende stoom. Dit is alles steeds water. OK, so as ons glo in die drie-eenheid, wat is die volgende stap? Dan behoort julle aan 'n enorme familie, die gemeenskap van die heiliges. Dit beteken julle is nooit werklik alleen nie, en julle het vergifnis van sondes en die hoop op die ewige lewe. Wag, ek dink ek snap dit nou. So dis soos 'n storie van 'n Vader wat ons gemaak het, 'n Seun wat ons kom red het, en 'n Gees wat heeltyd hier binne in ons bly. Is ek reg? Is dit hoe dit werk? En die ewige lewe. Amen. Die lig in die oopte was nog vars naarmate die lesse ten einde geloop het. Barnaby die beer het sy massiewe skouers regop getrek, sy skaduwee lank en beskermend oor die kinders. Dank die Here julle lewe. Ons het die hele woud omgekeer vir julle. Kom hier. Kom dadelik hier na my toe. O Hemels, my kinders. Ons het gedink julle is dood. Wat op aarde het julle gedink? Het julle enige idee hoe gevaarlik dit hier buite is? Barnaby die beer het bewegingloos gestaan. Sy stem grof en skuur, soos klippe wat teen mekaar skuur in 'n stil, ontstellende geluid. Julle praat van gevaar, en tog was julle nie hier toe die skaduwees lang geword het nie. Ons het die oggend spandeer om hierdie kinders die fondamente van die geloofsbelijdenis te leer. Ons het gepraat van die Vader wat sy skepping beskerm. Tog het julle hulle alleen gelaat. Om na hulle siele en hulle lewens om te sien is 'n swaar verantwoordelikheid. En julle sal daardie las baie beter moet begin dra. Ouers het diep verneder gevoel nadat hulle harde woorde van die beer en skilpad gehoor het. Jy is heeltemal reg, Barnaby. En ek is so jammer julle twee. Ek het julle afgeskiet. Ek moes julle lankal van hierdie dinge geleer. Die ewige lewe is nie vir eendag as jy doodgaan. Dit is om God nou al te ken. Dit is 'n lewe wat nooit ophou nie. Want julle is verbind aan die een wat vir altyd lewe. En dit is die grootste liefde. En dit is presies hoe julle
Ook julle kinders van nou op wat lief het. Die ouers het Mia en Leo aan die hande geneem en vinnig na die rand van die woud gestap, terwyl die son nou helder oor die velde geskyn het. Julle sal dit nie glo nie. Barnaby het daai ander diere heeltemal weggehaal en ons alles wat ons glo van Jesus. Is dit nie cool nie? Presies. Moet jy sê, die ewige lewe beteken eintlik dat ons nou al klaar deel is van God se grootste. Okay ons, wie oor het, laat hom nou hoor wat die Gees aan jou sê.